op daai stadium het hy geweet, die disippels gaan deur die grootste krisis van hulle lewe gaan. Maar hy het vir hulle gesê, ek verlaat julle nie. I will not leave you as orphans. Want hy het gesê, hy kom terug en hy het geweet, hy stuur sy Heilige Gees om in jou te kom woon, sodat jy nooit weer hoef te sê jy's alleen nie. Johannes 14 vers 16 sê Jesus ook, hy gaan die Vader vra om die Heilige Gees te stuur, om sy woning in ons te maak, the Comforter. Hy is nie net comforter nie, hy is strengthener, hy is advocate, hy is intercessor, hy is standby. Hy is alles wat jy nodig het in die tyd waarin jy jouself bevind. So vanaand wil ek begin en die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, you are not an orphan. You are a son and you need to believe it. You are not an orphan, you are a son and you need to believe it. Toe Adam en Eva die tuin verdryf is, het hulle totally abandoned gevoel, want hulle was gewoond om 24/7 in God se teenwoordigheid te wees. En toe hulle uit die tuin uit is, kan julle imagine hoe voel dit as jy in die teenwoordigheid van God was, 24/7, en dan is daar niks. Imagine, en dit is waar die orphan spirit begin gefunksioneer het, en waar die vyand begin sê, jy's alleen, and it's a hopeless case. En dis waar Papa God die plan gemaak het, maar Jesus, jy gaan kom, en jy gaan vir hulle pad terugwys na my toe, sodat hulle sal weet, hulle is nie alleen nie, hulle is nie orphans nie. En dit is die geveg waarin ons heeltyd onsself bevind. Want Jesus sê self, ek het gekom om die lewe, ek is die pad, ek is die waarheid, en ek bring jou na Abba Vader toe. Dit is in Johannes 14 vers 6. Jesus het die vermoë om die orphan spirit uit jou lewe uit te dryf. Want jy moenie meer met daai leuns partner nie. Maar baie keer, al het ons hart en ons lewens vir Jesus gegee, sit ons nog met 'n orphan spirit. Ons glo nog steeds sy leuns, want dit is wonde wat ons opgedoen het. En elkeen van ons het bevryding van die orphan spirit nodig. Weet julle dit? Weet julle dat ons elkeen sit met 'n mate van orphanship oor ons lewe? Hoe hanteer jy dit, of waar begin jy? Eerstens jy identifiseer, waar sit dit in jou lewe? Herken dit. Hierdie is soos van die dinge, dit is hoe 'n orphan spirit klink en lyk. Ek voel alleen. Ek voel alleen, ek sien tussen mense, maar vrek, ek is alleen. Niemand gee om nie. Niemand sien my raak nie, ek is nie belangrik nie. Ek is nie goed genoeg nie. Almal het 'n beter lewe as ek. Niemand het my lief nie. Niemand sien my swaar kry of my seer raak nie. Ek kan niemand vertrou nie. Al daai goeders is die vyand wat besig is om met jou te praat en besig is om vir jou te sê, sien jy, jy's alleen. En as jy dit nie weet nie, kan jy nie teen dit opstaan en nie teenoorgestelde begin verklaar van wat God in sy woord oor jou lewe spreek nie. Jy hoef nooit weer alleen te voel as jy die waarheid weet nie. Kyk wat sê God se woord in Romeine 8 vers 15. Dit praat van dat jy het 'n gees ontvang van verslawing om bang te wees. Maar nou
het julle die Gees ontvang wat tot aanneming is. The spirit of adoption sê dit in Engels, want nou kan jy uitroep, Abba, Vader. Abba beteken Daddy, Papa, Papa God. Ek het U nodig. En ons is besig om deur hierdie reeks te werk van die name van God. En die name wat ons vanaand na kyk is Jehovah Shammah. God is daar, hy is hier, hy is by jou. En dis een van die kragtigste en die mees vertroostendste woorde om te weet dat hy is by jou. Hy's in jou. Jy is nie alleen nie. En dis nie net 'n titel nie, julle. Jehovah Shammah is nie net 'n titel nie. Dis 'n belofte van sy teenwoordigheid in jou lewe. Dis die naam wat jy kan aanroep in jou omstandighede en kan begin verklaar oor jouself. Met hierdie gemors, wil dit ook sê, maar die geraas van die vyand, wat heeltyd die teenoorgestelde probeer sê. Want jy sien, hy is so jaloers daarop, dat God jou self uitgekies het vir hom. Hy probeer God se stem stil maak in jou lewe. En ek wil gou vir julle 'n bietjie van 'n agtergrond gee van Jehovah Shammah. Dit kom van Jesegiel 48 vers 35 af. En die woord daar sê, die naam van die stad sal van daardie dag af wees, die Here is daar, Jehovah Shammah. Nou, wat julle hier moet verstaan, is Jesegiel het hierdie visioen gekry. En dit was in 'n baie slegte tyd in Israel se geskiedenis, want hulle was in ballingskap. Hy self was saam met hulle in ballingskap. Toe gee die Here vir hom hierdie visioen. Weet julle wat beteken ballingskap? Van julle lyk nou baie onseker. Ballingskap beteken om weggevoer te word na 'n ander land. En om as 'n vreemdeling en as 'n gevangene daar te bly. Julle, dit is so goed soos iemand kom hier in Suid-Afrika, maak ons almal bymekaar, sit ons in ketTINGS, okay, julle gaan nou, kies 'n land. Zimbabwe toe. Ek sien iemand se gesigsuitdrukking daar agter. En dan is jy nie daar. Alles word verlaat, jy's weggevoer en jy word geplaas in 'n ander land. Dit is waar Israel hulle self bevind het. En in die midde van daai tydperk, hulle stad is verwoes, Jerusalem is verwoes, die hoofstad, die tempel van God wat vir Israel in daai tyd die teenwoordigheid van God gesimboliseer het, en dis waar hulle met hom ontmoet het, is heeltemal verwoes en in die pyn gelê. So hulle is op 'n donker en 'n verlate plek. Hulle is by 'n plek van ek voel alleen. En in die midde van dit kom die Here en hy gee 'n visie vir Jesegiel. En hy sê vir Jesegiel, hierdie gaan 'n herstelde stad word. Sy naam gaan nie wees Jerusalem of Sion nie. Hy gaan wees die Here is daar, Jehovah Shammah. En God verklaar oor ons dieselfde. Al voel jy verlate, al is jy in ballingskap, sê hy nog steeds, ek het jou nie verlaat nie. My teenwoordigheid sal weer onder julle woon. Dis wat hy vir die Israeliete sê, want ek is daar. En my vraag vanaand is jy in ballingskap as gevolg van omstandighede? Voel jy of jy in ballingskap is? Wie hier voel vanaand asof hulle in ballingskap is? Ek sien 'n paar hande opgaan. Ek wil julle moet gou staan. Ek weet dit is nou hier voor almal, maar
As jy voel jy's in ballingskap vanaand, wil ek hê jy moet staan. Is daar niemand anders wat so voel vanaand nie? Dan wil ek spesifiek vir julle bid vanaand, en ek wil hê, as julle daar naby is, sit julle hande op daai mense wat nou gestaan het. En ek wil hê, terwyl ons so oor hulle bid, al wat ons gaan bid, is dat hulle op hierdie oomblik net sal weet, Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. En ons bid dit nou oor julle, dat julle sal weet, Jehovah Shammah, Emmanuel, God met ons. God is by julle. Hy is in julle omstandighede, waar julle julleself bevind. Here, en ons spreek oor hulle net 'n diep bewustheid van u teenwoordigheid oor hulle lewe. Here, daar waar hulle voel, hulle is weggevoer in omstandighede. Here, vra ek dat hulle sal weet vanaand, u is by hulle in hierdie oomblik, in hierdie tydstip in hulle lewe. Ons spreek Jehovah Shammah oor hulle. Immanuel, God met hulle. In hulle omstandighede. Here, en ek bid dat as hulle hier uitstap vanaand, sal hulle voel hoe u saam met hulle hier uitstap in hulle omstandighede in. Dankie dat u die koning is van storms en dat u by ons is in ons ballingskap. Ons release dit oor julle in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Weet julle, God se begeerte was nog altyd om by sy mense te woon. Nog altyd. Ons kan kyk na hierdie verse. Dit begin van Genesis af en hierdie is net 'n paar. Genesis 3 vers 8. God wandel saam met Eva en Adam en hy soek hulle toe hulle nie daar is nie. Exodus 25. Laat hulle vir my 'n heiligdom maak, want ek wil onder hulle kom woon. Ek wil by hulle kom wees. 1 Konings 8 vers 11. Salomo bou die tempel en dan kom vul God daai tempel met sy heerlikheid. Johannes 1 vers 14. Die woord, Jesus het vlees geword en hy het onder ons kom woon. Matteus 28 vers 20. Ek is by julle altyd. Seker die mooiste vers. Tot aan die volëinding van die wêreld is ek by julle. Openbaring 21 vers 3. Kyk, die tent van God is nou by die mens. Is dit nie beautiful om te lees hoe God by ons wil wees nie? En in elke seisoen van jou lewe wil God vir jou daar wees. En hy wil hê jy moet leer om nie met die vyand se leuns wat sê jy's alleen te partner en in agreement te kom nie. Maar om met sy waarheid van hy is Jehovah Shammah in jou lewe. Hy is by jou in elke oomblik, in elke seisoen. Want dalk is jou seisoen 'n tyd van eensaamheid. Dan wil ek vir jou Psalm 139 lees, 7 tot 10. Wat praat van, maak nie saak waarna toe jy gaan nie. As jy vir my op die bord kan sit, Reinhard. God se gees is daar. Psalm 139, 7 tot 10. So selfs in isolasie is God daar in die midde. Jy kan nie van hom af wegkom. Of jy hom nou, of jy hom ervaar of nie, hy is daar. Die probleem is die leuns en die ander stemme wat sy teenwoordigheid uithof. In tye van stryd, dalk is jy in 'n tyd van stryd. Hy is in jou stryd. 2 Kronieke 20 vers 17, baie bekend. Ek sal vir julle veg, moenie bang wees nie.
trek uit op teen hulle, want ek is by julle, ek is in julle midde, ek sal vir julle oorwinning gee. Dalk is jy in 'n tyd van vrees en onsekerheid. Hierdie is ook 'n beautiful vers, Jesaja 43. As jy deur water moet gaan, is jammer, hy vat ons nie oor die water nie, hy vat ons deur die water. Ek is by jou. Of deur riviere, dit klink 'n bietjie erger. Hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur 'n vuur moet gaan, jy gaan nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Jehovah Shammah beloof nie jou lewe gaan sonder storms wees nie. Hy beloof jou, hy is saam met jou in die storm. Die probleem is wanneer ons vir onsself sê, ek is alleen en niemand gee om nie. Want dan is ons besig om na die vyand se leuns te luister. En dan kan ons hom nie ervaar in daai tyd waar ons hom so nodig het nie. Maar as jy kan leer om Jehovah Shammah te spreek in jou storm, in jou ballingskap, dit verander hoe jy oor iets kyk, dit verander hoe jy deur daai situasie gaan. En dan 'n baie belangrike een, in tye van roeping. Jy het 'n roeping op jou lewe, dan sê God se woord in Handelinge 1 vers 8, ek sal vir jou krag gee. Ek sal vir jou krag gee deur die Heilige Gees. So selfs uit die roeping op jou lewe. Ek voel ek moet elke keer daarvoor bid as ek hier voor staan. My knieë wikkel omtrent altyd. Maar die Here sê hy gee jou krag om te doen wat jy moet doen. En weet dat die roeping op jou lewe word deur hom bekragtig. Hy is ook daar terwyl jy jou roeping uitleef. En ek wil 'n illustrasie daarvan gee. Daar is so 'n mooi prentjie van, jy weet, as 'n kind, 'n klein kindjie in die donkerte is, in 'n donker kamer, dan is jy bang, nê? Maar die oomblik wat daai klein kindjie hulle hand in hulle pa of hulle ma se hand kan sit, hulle is nie meer bang nie, want pappa of mamma is by hulle. Ken julle daai? Julle weet waarvan ek praat, nê? Nou dis presies wat God sê. Plaas jou hand in myne, hierdie ballingskap, hierdie donker ding waarin jy vasgevang is. Ek is daar. Ek's by jou. Ek's saam met jou in hierdie situasie. Ek begin net spreek wie ek is in hierdie situasie. Raak bewus dat hy hier reg langs jou staan in hierdie onsekere tydperk. Sit jou hand in sy hand. Want hy het 'n nuwe verbond met ons. Sy teenwoordigheid in jou. Nou daar het so groot skuif gebeur in die woord. Dit praat van, ons het hierdie visitational culture gehad van die Heilige Gees, wat op sekere tye het God sy teenwoordigheid gemanifesteer oor sy volk in 'n kragtige manier, op sekere mense, sekere plekke. Dit was 'n visitational culture. Maar in die Nuwe Testament maak God 'n habitational culture. Hy kom woon in jou. Hy kom visit jou nie net nie. Ons het ongelukkig in 'n consumer Christianity begin ingaan van, Here, ek wil net gou U voel. Daar's niks fout daarmee nie. Jy kan nie jou lewe so leef nie, hy is in jou. Jy moet leer om hom te verklaar in jou omstandighede. En dit moet 'n habitational culture binne in jou wees.
Hy is net altyd by jou. 2 Korintiërs 6 vers 16 sê dit die mooiste. For we are a temple of the living God, as God has said, I will live with them, walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Hoor net die invitation wat God vir ons het. En in die Nuwe Testament woon sy teenwoordigheid nou in ons. We become his dwelling places. Maar ons beperk dit. Ons beperk dit. Die Heilige Gees is Jehovah Shammah in jou omstandighede. Hy is jou trooster, hy is jou leidsman, hy is jou krag, hy is jou helper in die midde van waar jy jouself bevind. En dit beteken dat jy stap met sy teenwoordigheid in jou huis in. Dit beteken jy stap met jou teenwoordigheid by jou werksplek in. Dit beteken as jy hier uitstap, stap jy saam met hom hier uit. So wat nou? Wat nou? Ek wil vanaand vir jou sê, raak bewus van Jehovah Shammah. Waar jy is in jou lewe. En moet dit nooit vergeet dat hy is by jou nie. En om te verklaar wie hy is oor jou lewe, verander alles. En vanaand doen ons die nagmaal. En weet julle, as ons die nagmaal doen vanaand, daai bloed maak dit vir ons moontlik vir hom om binne in ons te woon. Want sy bloed het alle ongeregtigheid en alle skeiding verwyder. En toe ons hom aanroep as Jesus en koning van ons lewe, toe sê hy, daai bloed maak 'n pad tot my Abba Vader toe, sodat jy nie hoef te voel, ek is alleen en verlate en wees nie. Sodat jy vanaand kan sê, Here, dankie dat ek is u kind, en u is Abba Vader, en u is by my, u sien my, u voel my, u hoor my, u weet van my. En ek is nie alleen nie. Al lyk hierdie omstandighede of dit nie verander nie. Weet vanaand, jy's nie alleen nie. En moenie van hierdie stoel vanaand opstaan sonder om te weet, hy stap saam met my hier uit nie. Dis 'n bewustheid, dis om te leef constantly. As dit nie lekker gaan nie, dan herinner jy jouself van Jehovah Shammah. En ek gaan die band vra om vorentoe te kom. En hulle gaan ons bedien, hulle gaan ons vat in aanbidding vanaand. En dit gaan jou 'n rukkie vat om af te skakel. En dan soos wat jy daar sit vanaand, wil ek jy moet 'n diep bewustheid kry, dat hy is by jou. Verklaar dit. Julle sal sien, hier is 'n gebed ook, hier by die tafel. Tydens aanbidding, moenie haastig wees nie. Kry eers daar bewustheid. Kom vorentoe, kom kry nagmaal, kom kry 'n broodjie, vat 'n gebed, gaan sit. Brigitte, hulle is in no hurry. Hulle gaan net lekker ons bedien met aanbidding vanaand. Moenie vanaand hier uitstap sonder om te weet, God is by jou. Ek gee oor aan Brigitte, hulle.